Baie welkom by ons geloofswoord. Van hierdie jaar af en verder word die geloofswoord 'n platform wat jy tydens jou persoonlike Bybelstudie of daar waar jy as 'n geloofsgroep of Bybelstudiegroep bymekaar kom, ook kan gebruik. Die doel hiervan is sodat julle saam rondom God se woord kan vergader en so dieper kan ontdek wie hy is en hopelik nader en dieper in 'n verhouding met hom kan leef. Ons het verlede week begin met die evangelies, ons het met Matteus begin. Ons het 'n inleiding gehad van Matteus en na hoofstuk 1 saam gekyk en vanaand kyk ons dan verder na Matteus hoofstuk 2. En as jy dalk verlede week gemis het, is jy welkom op ons YouTube kanaal daarna te gaan kyk onder playlists geloofswoord, jy sal dit daar kry. Vanaand Matteus 2, ons saam lees, saam na kyk. Ek wil jou aanmoedig weer eens om as julle dalk as 'n groep saam kyk na hierdie video om stil te word en stil te wees met tye. Julle kan die video pause enige tyd en saam praat oor dit wat julle hoor of dit wat vir julle uitstaan dalk. En aan die einde sal daar ook 'n paar vrae wees wat julle dan saam kan bespreek. Maar voordat ons verder gaan, voordat ek vir ons saam lees uit Matteus 2 uit, kom ons word net eers stil voor die Here. Here ons Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om ook so stil te word rondom die woord. Here, dankie dat ons deur die Matteus Evangelie kan werk, Here. En ons gebed is dat U vanaand ook vir ons sal lei deur die Gees om te ontdek wat U ook daardeur vir ons wil kom sê, Here. Dankie dat ons die woord kan lees en dit kan verstaan. Maar meer as dit, dankie dat ons met mekaar kan deel wat ons ook hoor en so ook nader en dieper aan U kan groei, Here. Mag U hierdie saam wees, hierdie tyd wat ons het, Here. Maak nie saak waar ons is of waaraf ons saam luister inskakel nie. Mag U dit laat voel as kosbare tyd. Tyd saam met U, Here. Mag ons weet dat U teenwoordig is by elkeen van ons. Here, U is die alomteenwoordige God. U is die God wat alles van ons weet, die alwetende. En dankie, Here, dat ons so ook na U toe kan kom met alles wat ons is en alles wat ons het, Here. En kan weet U verstaan. Seën ons ook nou waar ons saam hoor, saam ontdek, saam gesels, saam beleef, Here. Hoe U ook deur die woord met ons werk. En lei ons om meer en meer U beeld in hierdie wêreld uit te dra. Dankie dat ons kan bid en alles kan vra in die almagtige naam alleen. Amen. Ek lees vir ons Matteus 2 vanaf vers 1. Jesus is in Bethlehem, Judea gebore in die dae van koning Herodes. En kyk, daar het sterrekenners uit die ooste in Jerusalem aangekom. Hulle het gevra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en ons het gekom om eer aan hom te bewys. Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En nadat hy al die leierpriesters en skrifkenners uit die volk bymekaar geroep het, het hy by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Hulle het vir hom gesê in Bethlehem, Judea, want so staan daar deur die profeet geskryf. En jy, Bethlehem, in die grondgebied van Juda, jy is glad nie die geringste onder die regerders van Juda nie, want uit jou sal daar 'n leier kom wat my volk Israel as herder sal lei. Daarop het Herodes die sterrekenners in die geheim ontbied, noukeurig by hulle navraag gedoen oor wanneer die ster verskyn het, en hulle toe na Bethlehem gestuur met die opdrag, gaan vind noukeurig alles oor die kindjie uit, en wanneer julle hom gekry het, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en aan hom eer bewys. Nadat hulle gehoor het wat die koning sê, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het voor hulle uitbeweeg, totdat dit tot stilstand gekom het, reg bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, het hulle onbeskryflike groot vreugde ervaar. Nadat hulle die huis binne gegaan het, het hulle die kindjie by Maria, sy moeder, gesien en neergekniel en aan hom eer bewys. Toe het hulle skatte oopgemaak en vir hom geskenke aangebied, goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n waarskuwing van God ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad langs na hulle land teruggegaan. Jy is welkom om nou eers die video hier te stop en net te sê wat staan vir jou uit of vir julle dalk as groep uit in hierdie eerste gedeelte van Matteus 2.
Nou Matteus 2 beskryf 5 belangrike dinge uit Jesus se kinderjare. Die eerste is die sterrekenners, die besoek van die sterrekenners. Die tweede is die reaksie van Jerusalem. Die derde is die ontmoeting in Bethlehem self. Die vierde, die vlug na Egipte. En dan die vyfde, die kindermoord deur Herodes en hulle uiteindelike verblyf in Nasaret. En al hierdie gebeure vind plaas na Jesus se geboorte. En hier in Matteus 2, die eerste gedeelte wat ons saam gelees het, sien ons hoe daar hierdie verskillende reaksies is. Die reaksie deur Herodes van hierdie teenkanting, hy hou nie van wat hy hoor nie, maar die sterrekenners wat so bly is, opgewonde is oor hierdie belofte wat waar geword het. Ons sien hier 'n belofte van Micha 5 alreeds wat hier ook bewaarheid word. Ons lees weer saam. En jy Bethlehem in die grondgebied van Juda, jy is glad nie die geringste onder die geregeerders van Juda nie, want uit jou sal daar 'n leier kom wat my volk Israel as herder sal lei. Nou ons sien weer hier in hierdie aanhaling uit Micha 5 vers 1 hoe die Here nog altyd dit in gedagte gehad het om Christus te stuur. Hierdie voorspelling wat gemaak is, wat vervul word in Jesus Christus self. Nou ons weet ook nie hoeveel sterrekenners daar was presies nie. Daar's 3 wat opgeteken word in die tradisie. Caspar, Melchior en dan ook Baltasar wat opgeteken word. Maar dis nie te sê daar was net 3 gewees nie. Maar wat ons wel weet is dat daar 'n groot opgewondenheid was om eer aan die Messias te bring, om eer te bring aan die een wat gebore is, ook vir ons, die verlosser van Israel. En dan ook die kontras dan nou wat ons hier kry natuurlik met Herodes saam. Herodes wat net probeer om te verhoed dat enige iemand anders die aansien kry, die koningskap kry as hy. En dan lees ons verder in Matteus 2 vanaf vers 13. Die sterrekenners het teruggekeer en kyk, daar het 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Maak gereed, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar tot wanneer ek jou opdrag gee, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak." Josef het toe gereed gemaak en gedurende die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte vertrek. Hy het daar gebly tot Herodes se dood, sodat die woorde vervul sou word wat die Here deur die profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep." Jy is welkom om ook nou weer die video te pause en sommer net 'n deel wat vir jou uitgestaan het uit die volgende gedeelte van Matteus 2 en dan sal ons verder ook gaan. Nou in hierdie gedeelte het God vir Josef gewaarsku om te vlug uit Bethlehem uit na Egipte toe. Hierdie doodsdreigement wat daar was teen Jesus self en hulle vlug dan nou 700 km ver om weg te kom van Herodes af. Nou nie mooi ook weer in hierdie gedeelte, hierdie terugwysing uiteindelik na die Ou Testament, na Hosea 11 vers 1, wat oorspronklik gewys het na die uittog uit Egipte uit, die bevryding daaruit, wat nou gekoppel word aan Jesus Christus self. Hy wat die verlosser, die bevryder is van elkeen wat aan hom glo. En dan lees ons ook verder dan nou Matteus 2 vanaf vers 16. Toe Herodes agterkom dat hy deur die sterrekenners om die bos gelei is, was hy briesend. En hy het in Bethlehem en die hele omliggende gebied al die seentjies van 2 jaar en jonger om die lewe laat bring, in ooreenstemming met die tyd wat hy noukeurig van die sterrekenners verneem het. Toe is vervul wat deur die profeet Jeremia gesê is: 'n stem is in Rama gehoor, 'n droewige gehuil en 'n luide rouklag. Rachel huil oor haar kinders en sy weier om vertroos te word, omdat hulle nie meer daar is nie. Jy is ook welkom om nou die video te pause en weer hierdie volgende gedeelte oor na te dink, te deel wat dalk vir jou ook uitgestaan het. Nou hierdie gedeelte wys eintlik maar net vir ons uit dat ons in 'n gruisame wêreld leef. Dit wys die gevolg uit van 'n wêreld wat aan bose magte ook oorgegee is. En hier in Herodes sien ons iets daarvan duidelik raak. En die rede hoekom Jesus Christus juis gekom het om ons te verlos van hierdie bose, gruisame wêreld waarin ek en jy ook leef. Sy wens, sy hoop, sy hart vir ons is dat ons verlos sal wees en saam met hom vir ewig kan leef. Herodes hier wat uiteindelik as hy bedreig word, sy eie mag bedreig word, het hy nie eers sy eie familie gespaar nie. Sy eie eer, sy mag bedreig word deur hulle, is hulle doodgemaak. En so sien ons ook iets daarvan dan in hierdie gedeelte waar
kinders jonger as 2 jaar oud, doodgemaak word, net ter wille van sy mag, sy eer uiteindelik. En dan word Rachel wat oor haar seuns treur, haar kinders treur, Rachel in Jeremia 31 vers 15, wat hier verbind word aan hierdie gedeelte ook. Hierdie treur oor die kinders, wat Herodes ook doodmaak, hierdie vervulling daarvan, van dit ons ook weer eens in die Ou Testament kry. Ons lees verder dan in Matteus 2, vanaf vers 19. Herodes het gesterf, en kyk, daar het in Egipte 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kind en sy moeder en gaan na die land Israel, want die mense wat die kind om die lewe wou bring, is dood. Hy het opgestaan en die kindjie en sy moeder saamgeneem en in die land Israel aangekom. Maar toe hy hoor dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was hy bang om daarheen te gaan. Nadat hy in 'n droom 'n opdrag van God ontvang het, het hy na die landstreek Galilea vertrek en in 'n dorp met die naam Nasaret gaan woon, sodat vervul sou word wat deur die profete gesê is, hy sal 'n Nasareëner genoem word. Ek gee weer vir jou 'n oomblik om die video te pause en ook net na te dink oor hierdie laaste gedeelte van Matteus 2 wat vir jou uitgestaan het en dit met mekaar ook te deel. Nou die laaste gedeelte in Matteus 2 wys net weer eens vir ons hoe God homself geopenbaar het aan Josef om uiteindelik hulle te beskerm en hulle te lei na die regte plekke toe, daar waar hulle moes wees. Eers hierdie openbaring dat hulle moet teruggaan na die land waarvan hulle gekom het en dan hierdie reroute eintlik na Nasaret toe. Hierdie profesie wat uiteindelik ook vervul word daardeur dat die Messias uit Nasaret sou kom. Dat dit 'n Nasareëner dat hy 'n Nasareëner sou wees. En alhoewel daar nie 'n Ou Testamentiese teks is wat spesifiek hierdie sê nie, kan ons aanneem dat dit ook 'n wegwysing is na Jesus se eenvoudige, nederige agtergrond toe ook, maar ook dalk 'n wegwysing na Jeremia 11 vers 1, waar netser die Hebreëse woord vir loot voorkom, wat 'n messiaanse betekenis ook dan uiteindelik het. Die mooi van Matteus 2 en dit wat dit vir ons leer. Die mooi van Jesus self, wat onder ons weer eens kom woon, maar God wat hom beskerm het, sodat hy uiteindelik, dit wat hy gestuur is na die aarde toe om te doen, dat hy dit kan vervul. Ek gee jou so 'n oomblik om net oor hierdie teks, hierdie laaste gedeelte, ook saam te dink. In Matteus 2 wys uiteindelik vir ons dat daar op Jesus se geboorte verskillend gereageer word. Ook vandag nog steeds, hoe daar verskillend gereageer word op die boodskap van Jesus Christus. Herodes en die skrifkenners wat uiteindelik reageer met 'n tipe van 'n vyandigheid, maar die sterrekykers wat reageer, of die sterrekenners wat reageer met 'n gehoorsaamheid aan God. En die mooi uiteindelik wat ons hierin raak sien, dat Jesus self iets verstaan het van dit wat ek en jy in hierdie lewe ook deurmaak. Dat Jesus self met ons kan assosieer met die vervolging wat ek en jy dalk mag beleef, met die moeilikhede wat ons in hierdie lewe ook deurgaan. Matteus 2 herinner ons daaraan dat ons aan die Here getrou moet wees en moet luister, moet soekend bly na sy roepstem, want hy sal ons lei. Hy sal vir ons uiteindelik die lig wees wat ons so nodig het. Ons word vir 'n oomblik stil, dan erken ons ook dat die Here ons dank die Here dan ook nou dat hy ons gelei het, en dan is daar 3 vrae wat ek weer vir ons gaan bys, dat julle kan bespreek, of dat jy self oor, as jy op jou eie is, net kan nadink, en dan gaan ek vir ons afsluit ook met 'n gebed. Die eerste vraag wat ons dan saam kyk is, op watter manier het jy dalk al die Here se leiding in jou lewe ervaar, soos dat die sterrekenners hier gelei is na Christus toe? Hoe het jy al die Here se leiding in jou lewe ervaar? Die tweede vraag, Josef, wat hier gehoorsaam is aan God, tot watter manier is jy gehoorsaam aan die Here? En waar het jy dalk al geval? As jy vrymoedigheid het om dit te deel dit, andersins dink sommer net daaroor na. Dan die laaste vraag, hoe laat die tragedie van dit wat ons hier lees in Matteus 2, hoe laat dit jou uitsien om eendag ook saam met die Here te kan wees? Here ons Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om uit die woord te kan lees en daaruit te kan leer. Wees met ons in die uitvoering daarvan,
En dankie vir vanaand ook, waar ons in U naam kon vergader, Here. Wees met ons as God die Vader, in die liefde, as God die Seun en die genade, en as God die Heilige Gees in die gemeenskap. Amen.